Julle sal sien dis 'n 5-dag rookstaakplan. Dit is in die 5 dae is nie omdat dis hoeveel dae daar is voor die naweek nie. Dis 'n presiese plan wat uitgewerk is, want ons het 5 dae nodig en jy gaan later verstaan hoekom sê ons 5 dae. So ons wil ophou rook. Dit is en net laat ek vir julle kan ook sê net van die begin af, hierdie is nie my plan nie. Ek het nie hierdie plan ontwerp nie, ek het dit nie bymekaar gesit nie. Die oom wat dit voor my gedoen het, sy naam is Ernie Rex, hy is 'n legende gewees. Hy het al hierdie skyfies bymekaar gesit. Ek het so 'n bietjie my eie styl in dit ingewerk, maar dit is gebruik en ons gebruik dit wêreldwyd. So dis nie net ek wat dit aanbied nie, dis nie net hier in Suid-Afrika nie, dis nie net in Suid-Afrika waar ons wil hê mense moet ophou rook nie, wêreldwyd. So die hele ding is, ons is op pad na 'n plek toe waar ons wil wees waar daai mannetjie is. Hy het daai sigaret gebreek, hy het die gewoonte gebreek, hy's verby daarmee, hy wil nie weer nie en ek wil hê dat julle miskien by daai besluit moet kom, want wat ek wil hê en wat julle wil hê is nie noodwendig altyd dieselfde ding nie. So wat ek wil hê is een ding, wat julle wil hê is 'n ander ding, maar as ons kan kry dat ons dieselfde ding wil hê, so ten minste hier by Woensdag moet julle kom waar julle al lag julle nog nie daaroor 'n glimlag nie, maar die sigaret moet gebreek word. So, maar voordat ek verder gaan, wil ek nou gou net vanaand hoor. Enige boeddhiste, moslems, hindoes, ateïste, Christene? Daar's hy. So, julle almal is Christene, so wat ek graag wil hê en hierdie is ietsie wat ek nogal sterk is oor elke keer wat ek wil hê en wat ek wil hê ons moet doen is elke aand begin met gebed. En elke aand eindig met gebed. Julle is gelukkig daarmee. Daar's hy. Kom ons bid dan sommer. Liewe Jesus, Here, dankie dat ons vanaand hier bymekaar kan kom om 'n bietjie te leer, Here, inligting te kry van hoe om hierdie gewoonte te breek, hoe om verby dit te kom. En Here, ek wil vra dat jy asseblief vanaand sal alreeds hier sou wees by aand nommer 1. Here, dat U die eregas sal wees en saam met ons hierdie pad sal loop. En so aand vir aand, elke aand saam met ons sal wees. Maar nie net in die aand hier wanneer ons hierdie inligting bespreek nie, maar deur die dag saam met hierdie mense sal gaan, daar waar die aanvalle dan juis gaan gebeur, dat jy hulle ook daar sal beskerm. Seën ons bespreking vanaand asseblief, Here, vra ons in Jesus naam. Amen. Right, so. Hierdie is 'n redelike ou skyfie, ek sal sê seker al, miskien ons trek nou seker by, toe ek hom eerste keer gesien het, omtrent 10 jaar terug. So, Teen 10 jaar terug was daar omtrent 30 miljoen mense wêreldwyd wat ons gehelp het met hierdie plan om op te hou rook. So 30 miljoen klink nie so baie nie, maar 30 miljoen is 'n groot nommer en as ek moet skat waar ons vandag is, dis net moeilik om vandag regtig akkurate data te kry, want almal gooi data daarin, weet. So ek sal skat ons seker naby aan 40, miskien al meer miljoen mense wêreldwyd wat ons gekry het om op te hou rook. So as dit gewerk het vir daardie 30 miljoen 10 jaar terug, 40 miljoen vandag se tyd, dan kan dit definitief vir julle ook help. So hoe voel julle? Sê vir my, so oom, kom ek begin by oom. Hoe voel oom vanaand? Is oom positief? Ek sien daarom nie 'n tannie met 'n stok wat hom geforseer het om hier te wees nie. Hoe voel oom vanaand om hier te wees? Nee, kyk, ek is positief. Positief. Ja, kyk, ek gaan ophou. Met of sonder die program. Okay. Maar toe ons gepraat het, gesê ek sal kom en laat ons kyk. Ek sê nou vir hom, ek het voorheen opgehou. Ek het opgehou bier druk toe ek 30 was. Okay. So ek het nou nie meer daai trigger wat sal die pelle langs die braaivleisvuur sit. Okay. So is positief om wil ophou en daar is nie daai negatiewe snellers wat hom kan miskien weer terughaal. Ek is nie negatief nie. Die groot ding, 'n mens moet nie van my aan my kar nie. Okay. As ek sê, los my, ek sal ophou, ek sal ophou. Okay. Maar as iemand kom, soos vrou lief, nee, dat sal nooit ophou. Yes. En dan konder by die oom saam. Ek sal Ja. Moenie karring waar jy nie moet karring nie. Okay, julle twee, ek neem aan ma, dogter. Ja.
Okay, so het iemand forceer om hier te wees of gesê jy sal hier wees? Nee. Dis ons Nee. eie wil wat ons hier. Eie wil. So julle voel ook redelik positief om hier te wees. Ja. So dit ja, en as iemand jouself as jy geforseer is om hier te wees, is nie noodwendig 'n slegte ding nie. Dit is maar net eintlik beter as jy hier sonder jou as jy jou eie besluit gemaak het om hier te wees. So ek kan sê dan die 3 van julle is definitief julle is gemotiveerd. Julle voel okay. Julle is nie geforseerd nie, so julle wil hierso wees. So om hierdie plan te laat werk, moet julle rustig raak. Ontspan. Daar gaan nie 'n toets wees dat jy moet slaag aan die einde nie. Daar gaan nie 'n rekening kom wat sê jy het 40 peanuts en 2 dadels en 3 wortels geëet. Daar gaan nie 'n rekening wees nie. Hierdie is 'n heeltemal 'n gratis plan. Ons wil nie so. Ek wil hê julle moet ontspan. As jy wil vra. Daar is nie so ding soos 'n dom vraag nie. Ek gaan miskien nie altyd vir julle die antwoord dadelik hê nie, maar as ek nie die antwoord het nie, volgende aand sal ek dan vir julle antwoord gee. Ek is nie 'n dokter nie. Ek verstaan hoe werk rook, want ek is 'n roker net soos julle. Maar hoe kan jy vir my sê ek moet op 'n rook as jy self 'n roker is? Moenie worry daaroor nie. Ons gaan daarso by kom. So, hoekom het julle begin rook? Jy Slegte vriende. slegte vriende, so daai is seker een van die grootste redes hoekom ons begin rook. Oom Onnozelheid. Ek like van daai woord. Ek hou van daai woord. Onthou, ek is nou nie so baie Afrikaans soos oom nie, so ek sal sê stupidheid, want dis hoekom ons begin rook. Ons is stupid. Maar ons gaan 'n bietjie praat oor hoekom. So party mense sê nee, dis 'n natuurlike begeerte. Nou ek sê nou vir jou, daai is 'n leuen, dis onmoontlik dat dit 'n natuurlike begeerte kan wees. Toe God ons gemaak het hy nie hierdie dingetjie in ons ingeplant dat ons begin lus raak vir sigarette nie. So dit kan nie 'n natuurlike gewoonte wees nie. Dit was lekker. Nou daar's 2 lekker. Om dit te doen is lekker en hoe dit proe is lekker. As jy sê dit proe lekker, weet ek ook nie so heeltemal of dit die waarheid kan wees nie, want as ek klaar gerook het, dan die eerste ding wat ek doen is kook, want ek moet daai smaak afgewas het. So is dit lekker proe. Hoe dit jou laat voel, dit laat jou 'n bietjie ontspan, dit gee jou 'n bietjie energie, miskien daar, maar dit kan nie altyd lekker wees nie. Ek wil my eie ding doen. Ek wil vir almal wys, gewoonlik is dit nou meer na die man se kant toe, weet. Ek wil my pa wys, ek's 'n man, of sy wil vir haar ma wys, sy's 'n eie mens, weet, so, daai is 'n goeie rede hoekom ons dit doen. Nou hierso is daai ene wat ons almal maar eintlik onder is, sosiale druk, weet, en dan saam met daardie ene, dan om manlik te wees. Nou, ek was in 'n tegniese skool gewees. Nou, 'n tegniese skool, ek weet nie hoe dit vandag nie, maar in my tyd, daar was soos 4 girls gewees in die hele skool. En so dit was moeilik, weet die kompetisie was swaar, weet ons, weet as jy hoenderbors begin slat, dan wil jy 'n girl hê, weet, en nou die probleem is die girls staan daar by die ouens wat rook. En hier waar ons staan is daar niemand wat rook nie. So onder daai sosiale druk en om aanvaar te word deur daardie groep waar uit die aard van die saak waar die meisies is, het ons moet by daai groep, jy kan nie daar gaan staan nie, jy gaan snaaks as jy nie rook nie. So ons het begin rook. So daai was die een, dis 'n goeie rede daai ook. So en dan ja, om aanvaar of om manlik te wees. Ja. Het en daarso, dis wat ek sê, weet ons wil soos by die jy wil vir jou pa wys, ek is 'n man, of jy wil vir die wêreld wys, ek is 'n man, ek het 'n harde bors, weet, en dan rook jy, dan probeer jy die rofste sigaret, weet. Jy gaan eers sonder, weet jy, rook 'n gewone sigaret en dan sonder filters en dan wil jy Alcano rook en sulke goeters en dan sê nee, wag, kom ons gaan terug na daai, hierdie is man genoeg vir my. So hierdie is net 'n klein statistiek. En ek wil hê julle moet kyk daar na die linkerkantste blok. So, hoeveel sigarette rook oom 'n dag? 20. Hoeveel sigarette rook jy 'n dag? 20. Tannie? Dis in my na pa gaan ons so 2, miskien 3 dae per pakkie. So dit so 20 is 10, so tannie rook maar 3 sigarette 'n dag. Hou op. Dan is laat also. Maar vir julle 2, sal julle sien daarso, 2 sigarette 'n dag, 6.5% van hierdie groep mense wat hulle getoets het wat 2 sigarette 'n dag rook. 27% mense rook minder as 10 sigarette 'n dag.
11 tot 20 sigarette, hier is waar julle val. 42,27% van die mense. Nou, hoekom 20 sigarette? Hoeveel is in 'n pakkie? 20. So, en as jy gaan kyk na daai pakkie, 20 pas eintlik nie eens perfek daar binne nie. Daai middelste ry het so een missing en hy so tussenin. Ja, Want die tabakbedryf het na ons gekyk en gesê, weet jy wat, hoeveel ure is daar in 'n dag? Hoe lank vat dit om 'n sigaret te rook? Hoe lank vat dit voordat jy weer 'n craving kry en dit uitgewerk? Weet jy, dis min of meer 20 sigarette in 'n dag. En hulle het vir ons 20 in 'n pakkie gesit en ons is so gebrainwash dat ek moet 20 sigarette 'n dag rook. As jy 'n stresvolle werk het en jy weet daar is 'n bietjie meer wat op jou lewe druk, sê jy wat, vir jou gee ons 30. En hulle sit vir ons 30 stuyvesants in daai groot boksie. 30 stuyvesant werk eintlik baie beter as jy wil 'n telefoonnommer neerskryf of 'n nota vat, maar so het hulle gekyk na ons en hulle sal sien dan weer daarso 21 tot 30 sigarette, 16% meer as 30 sigarette, net 6% en ek's 'n kettingroker, weet daai chain smoker, jy steek een aan met die ander ene is maar 'n klein persentasie, 0.77% van die mense. So ons het nie net begin rook nie. Ons is bestudeer voordat ons begin rook het. Nou ek weet daar is nie 'n sigaret nie, ek weet ook wat dit is, ek het hom ook gerook, nogal baie van hom gerook. So maar die idee van hierdie foto is, hoe oud was jy hom gewees toe hom begin rook het? 20, Tannie? haar ouderdom. Ek was 16. 16, Ek was die ouderdom wat sy nou is. hoe oud is jy nou? 26. 26, nou sy het dan net 'n bietjie ouer begin. Ja. Die grootste meerderheid van mense begin rook terwyl hulle jonk is, op skool. En nou dis nou waar oom se woord inkom, onnosel, stupid. Ons breins, ons gee vir kinders, as hulle 18 is, dan sê ons, hier is vir jou karsleutels, jy kan nou kar bestuur. 21, dan gee ons hulle so mooi 21 sleutels, dan sê ons, jy's 'n groot mens, jy kan nou groot mens besluite maak. Ons breins ontwikkel nie kompleet totdat ons 26, 27 is. En voor dit maak ons nie goeie besluite nie, want ons is onnosel soos oom sê of stupid soos ek sê. En as ek terugdink toe ek begin rook en ek kyk so vir my in die verlede en ek sien myself en dink ek jy is stupid, moenie begin rook nie. Maar spyt kom altyd te laat. Nou oom Annie vertel die storie en hy sê nie 'n skoolhoof bel hom, hy sê Annie, ek wil hê jy moet vir my hierdie rookstaal kom aanbied by my skool. Dit druk hand uit. Oom Annie sê jy kan my niks vertel van hierdie laities nie. 15, 16 dan ruk hulle hand uit, hulle almal wil net rook. Hy sê wow, stadig. Hy sê ek is 'n laerskoolhoof. En dit ruk hand uit. En hierso kan julle sien 14 April 2013 sê dit 1 uit 3 rokers is jonger as 15 jaar. Hier is 2013. Dis 'n baie lang tyd terug, is 13 jaar terug. Ek wil vir julle sê dit het baie erger geraak, baie jonger. Dit is baie makliker vir kinders. Ons het nou vapes. Tyd van 10 jaar af op. Ja. So ook nou vapes, choofs. Ja. Weet ouers koop dit vir hulle kinders want ruik lekker, dit proe lekker. Dit kan nie so gevaarlik wees nie. En ek sê nou vir julle, dit is eintlik meer gevaarlik as wat sigaretrook is. So Nikotien en water gaan lê op die longe. ja, Seker nie, die water wat op jou longe gaan. so maar die kinders raak al hoe jonger. Ja. Want dit raak al hoe makliker. So ons sit ons kinders in 'n Christelike skool. Ek kan maar net sê wat se skool dit is, die hoërskool, want ons soek vir ons kinders 'n goeie skool met goeie waardes en oral is dit net Bybelversies en spreekslagte uit die Bybel uit en dan sê jy hierdie is 'n goeie skool. Kameras reg oor die hele skool. Is dit nie so nie? Nee, dit is so, maar as nie kameras in die badkamers nie. En my kinders sê vir my, hulle sê as jy wil toilet toe gaan, jy maak eerder die onderwyser kwaad en gaan in klastyd toilet toe want intussen periodes en pauses kan jy nie gaan nie. Dit is 'n wolk soos die rook daarso hang. Maar hulle is in die hoërskool gewees, maar ek wil vir julle sê laerskole raak maar net so erg. So. Wanneer sal julle sê is die beste tyd om op te hou rook? Enigiemand? En ek praat nou nie van 7 uur in die aand of 2 uur in die oggend nie. Wanneer is die beste tyd om op te hou rook? Enige tyd van die dag. Ja, nee, maar ek praat nou nie van 'n spesifieke tyd nie. Ek vra as jy nou kyk in jou lewe, wanneer is die beste tyd om op te hou rook?
Vandag. Soos nageval, dis kom sy hier is. Enige tyd van nou af. Van nou af. Ja, en die daai oom ook nou gesê vandag, ek besluit vanaand, ek het hou op en dan So Tannie sê die beste tyd om op te hou rook is nou. ja, Waar is Tannie se sigarette? Gee dit vir my. ek het net 'n bietjie hier by my. Ja, as Tannie wil ophou rook, is dit nou die tyd. Dan moet Tannie haar sigarette mos gee. Gaan sy haar sigarette gee? Dink jy sy gaan Ek gee? weet nie. Ek kan nie vir my Kom ons kyk, ons gooi daai dice. Kom ons kyk of Ek kan nie vir my ma besluit Die nie. bietjie wat ek het. maar nou die oom se sigarette, waar is sy sigarette? Hy sal mooi. So maar dan gaan Tannie sy sigarette oprook. Nee, Nee. nee. Okay, Die wel. hou daai sigarette net daar vas. Ons gaan net nou ek wil 'n foto neem as Tannie daai sigarette weggee want ons soek bewys daarvan. Moenie nou nie bære nie, moenie ene bære vir later nie. Ek ken al die triks in die boek. Nee, daar lê hulle. Haas hy, so los dit daar, gaan net nou. Wanneer sal oom sê is die beste tyd om op te hou rook? Moenie begin nie. So oom werk met, hulle sê, old Chinese proverb. Best time to plant a tree is 20 years ago. Second best time plant a tree today. Daar's hy, so moenie begin nie. So dit is beter om nooit te begin het nie of al 20 jaar terug opgehou het, maar die tweede beste tyd is nou dadelik. En ek wil vir julle 'n ceiling sit. Hulle praat in Engels 'n ceiling. Vandag is 'n soft ceiling. Wat beteken ons kan deur hom druk. Môre is daai ceiling 'n bietjie harder. Teen Woensdag moet daai ceiling 'n konkreitblok wees. Ons moenie verby Woensdag kan sê ek gaan nog 'n bietjie kans gee en dis hierso waar daai karring gaan gebeur aan oom. Ek gaan so klein bietjie karring aan oom, maar moenie weghardloop nie. En ek gaan vir julle verduidelik hoekom sê ek moet ons nie verby Woensdag gaan nie. Maar ek wil hê julle moet al begin dink aan ek het 'n besluit gemaak. Julle het 'n besluit gemaak om tot hier te kom. Oom nie so ver gery as die res nie, maar oom het nog steeds 'n besluit gemaak. Oom kon baie ander dinge in die kamer doen het, TV gekyk het, geslaap het, 'n boek gelees het, maar julle het 'n besluit geneem en ek wil hê julle moet begin dink aan ek het 'n besluit geneem om op te hou rook. So hoekom wil ons ophou rook? So hier is 'n paar redes hoekom ons ophou rook. Wie kort van asem? Kort van asem, oom kort van asem? Is dit hoe ver hardloop draf oom op 'n dag? Dit is baie ver. Dit is baie. Nie baie ver nie. Ek beloof hom nou as oom 300 meter draf, gaan hom kort van asem wees. So oom is kort van asem. Tannie, kort van asem? Hoe ver draf Tannie 'n dag? Kyk, ek sal nie sê draf nie, maar ek loop nog baie. Maar ja, Nee, almal loop baie. Ons loop is babetjies loop. Maar as jy 'n entjie moet draf, as jy 200-300 meter moet draf en jy's kort van asem, val jy in daai kategorie, kort van asem. Geel vingers? Nee. Nou, weet julle hoekom? Want hulle het iets gedoen aan die sigarette in die laaste 20 jaar wil ek sê. Wat hulle miskien iets uitgehaal het wat die vingers nie meer so nie, maar ek het 'n oom gehad so 2-3 weke terug in Springs, hy het 60 sigarette 'n dag rook. Sy vingers is geel. So as jy genoeg rook, sal dit geel wees. Gevlekte tande, jou tande hoef nie noodwendig gevlek te wees nie, maar dis nie so wit soos wat dit moet wees nie. ja, Maar in daai gaatjies wat jy het, my tande is op hierdie twee plekke is hulle vrot. Ek het 'n mediese fonds, ek kan dit regmaak, maar hierdie is my tatoeëermerke van toe ek stupid was. As ek in die oggend my tande borsel en kyk in die spieël, dan sien ek toe ek dom was. So ek hou dit daarso vir 'n rede. Dis nie omdat ek dit nie kan bekostig om dit reg te maak nie, maar elke keer as ek dit sien, elke keer as ek sukkel om te byt, dan dink ek dis toe jy dom was. So 'n bietjie van 'n hoesie, 'n oggendhoesie. ja, net in die oggende. Ja, nee, ons dis hoekom ons dit oggendhoesie. En daar jy raak so gewoond aan jou oggendhoesie. Jy vergeet dat jy het hom. Dit is daai ding is as jy rook, het jy hom. Mense wat so 'n bietjie moeg voel. Jy is nie 100% wakker nie, niks nie. Ek is nog fyn. Is dat nie fyn? Hy kos is. Hoeveel ure 'n dag werk dan nie? Ag, My ma se huis. Ja, so gaan sit vir 8 ure, 9 ure agter 'n rekenaar of
gaan werk in 'n werkswinkel, dan gaan dan vinnig voel 'n mens raak moeg, want jy raak so gewoond aan hoe jou lyf funksioneer. Jy sê ag ek voel nie moeg nie. Maar as jy net uit daai program uitgaan, dan gaan jy voel jy's moeg en dan nie rustig slaap. Nou ons gaan vir julle 'n bietjie meer praat want julle almal gaan sê nee, ek slaap soos 'n babietjie. Nee, Ek slaap glad nie rustig. glad nie, oom, slaap oom rustig. Okay nee, so julle gaan nie eers met my stry oor daai nie. Dis goed want selfs al stry julle, gaan ek vir julle bewys julle slaap nie reg nie, want as jy nie jou slaap meet nie, dan weet jy nie hoe slaap jy eintlik nie. Jy kan in die bed klim 8 uur en jy word 7 uur in die oggend wakker en jy sê ja, ek het soveel ure in die bed gespandeer. Dit beteken nie jy het daai ure geslaap nie. So Ek slaap party aande glad nie eens nie. ja, so en dis hoekom julle sal hoor ek begin al hoe vinniger te praat want ek wil hê julle moet huis toe gaan, ek wil hê julle moet gaan slaap. Môre gaan ek nog vinniger praat. So môre moet julle kom om vinnig te luister, want ek wil hê julle moet huis toe gaan om te gaan slaap, want dit help nie ek maak julle moeg hierdie week en julle kry nie geslaap. Ek help julle nie. Ek wil hê julle moet gaan slaap. So, wanneer is die beste tyd om op te hou rook? Nou, dadelik onmiddellik vandag. Dit help nie ek sê kom ons kyk hoe gaan dit volgende week en volgende maand. Nou daai twee ouens, hulle staan daar so en daai een kyk so op en hy sê wat doen hierdie mense? Ons is besig om julle begrafnisse te hou. Want terwyl ons rook, is ons besig om vinniger dood te gaan. Ons almal gaan doodgaan. Ongeag van wat ons doen, ons almal gaan doodgaan. Maar ons weet nie hoe lank tyd het ons nie. Gaan ek die dices gooi om te kyk hoe lank ek kan hierdie ongesonde lewe lei, of ek gaan tot op 'n punt kom waar ek 'n ernstige siekte het soos longkanker, emfyseem, en dan is dit te laat. Dan is skade gedoen. So ons wil hê ons moet as ons liggaam 'n kans gee, wil ons hom so goeie moontlike kans gee en vandag is die beste tyd om op te hou rook. Right, so julle kan onthou op skool, ek weet nie wie van julle dan kom daai ou skool toe met twee sulke borrels met daai vrot longe en dan wys hy vir jou as jy nie ophou rook nie, dit jou longe gaan lyk. So ons gaan so klein bietjie kyk na dit vanaand en maar ek wil julle nie bang praat nie. Julle is groot mense. Ek het nie nodig om julle bang te praat nie, maar ons moet dink oor die effekte van ons rook. So, siektes wat ons kan kry van rook, bronchitis, kanker, dan kry ons al hierdie verskillendes en as ons kyk na die longe, die tong, die keel, die mond, dit kan jy sê, dit het te doen met sigarette, want dit gaan alles hier in. Blaas, niere, vel. Dan sien ons maar, wag, hierdie kanker gaan baie verder as wat ek net dink my mond en my longe. So dit is wat gebeur as ons rook. So emfyseem, as jy emfyseem het, dan het jy dit. Jy kan nie dit ontdoen nie. Daar's nie 'n pil wat jy kan vat om dit weg te vat nie. Hulle beheer dit maar net dat jy so gemaklik as moontlik. Dis wat op paal is. Ja, en dis klaar. Daar's nie iets wat jy kan vat om dit weg te. En dis wat ons wil hê is, maak die besluit voor dit te laat is. Het julle geweet daar's nie 'n siekte onder hierdie son wat ons liggame nie kan teenstaan nie. Nie een siekte nie. Die enigste probleem is, met elke siekte het ons 'n punt wat ons sê 'n point of no return. Ons almal het kanker. Ons almal het kanker in ons liggame. Dis hoekom hulle bloedtoetse vat. Of wat bloedtoetse, dan sê hulle, jou kankertelling is 'n bietjie hoog. Ons moet gaan verder kyk. Dan sê hulle, weet jy wat, ons het iets opgetel in jou long of in jou blaas of wat ook al. Jy het kanker. Ons almal het kanker. En ons liggame beklei dit die hele tyd. Maar daar kom 'n punt wat jou liggaam sê, weet jy wat, ek het vir jou kans gegee. Ek het vir jou gesê lewe gesond, eet gesond. Maar jy het nie daai kanse gevat nie en nou is ons verby daardie point of no return. Nou kan ons nie teruggaan nie. So goed soos emfyseem, jy daai punt bereik, jy kan nie teruggaan nie. Dan jou bloedsirkulasie, omdat jou are begin oppak met vuiligheid, nou sukkel die bloed om daardeur te gaan. Jou vel begin dan skade te ly en ek gaan vir julle 'n foto later wys van hoe mense lyk as hulle rook. En nou jou vel droog uit, die vel kleur word anderste want die bloed hardloop nie meer deur jou vel soos dit moet nie en dan kry jy nou plooie en sulke dinge. So daarso is daai twee stelle longe. Gesonde long, siek long. Nie gerook, definitief gerook. Nou sê iemand vir my, ja, maar daai ou is 20 en hierdie ou is 60. Nee. Hierdie longe is dieselfde ouderdom, dit het uit persone gekom wat presies dieselfde ouderdom was, daardie ene daarso het miskien dood gegaan in 'n karongeluk of 'n vraatsongeluk, en wel, hierdie ene kon ook dood gaan in 'n vraatsongeluk, maar hierdie is wat gebeur as jy rook, dis hoe jou longe lyk. En jou longe bestaan uit klein haartjies,
cilia haartjies wat suurstof absorbeer. En wat ons doen is ons beskadig daai haartjies en daai haartjies kan baie punishment vat, maar uiteindelik kom dit op 'n punt wat dit nie meer kan suurstof opvat nie. Weer 'n foto, gesonde long, siek long. En hier kan julle sien hoe begin hy uitdroog en weg te vrot. 'n Bietjie nader van die longe, kyk hierso kan jy sien hierdie babbeltjies, is nie veronderstel om daar te wees nie. Hierso is die cilia haartjies 'n bietjie nader afgeneem. Nou in plaas van 'n klomp haartjies bymekaar wat hierdie suurstof op moet neem uit ons longe uit, begin hulle minder en hulle droog te word en dis waar jy sukkel om asem te haal. Hierso is 'n hele kompleet stel van 'n roker se longe. Julle sal sien daarso is 'n plastiekpyp op met 'n rekkie op. Hulle het geprobeer wys dis hoe dit lyk as 'n rokerslong asemhaal. Nou as jy asemhaal, jou borskas gaan op, jou diafragma stoot af, jou longe word vol suurstof. Daai cilia haartjies absorbeer daai suurstof, sit dit in jou bloed. Jou hart pomp die bloed reg deur jou liggaam en jou liggaam absorbeer daai suurstof want ons werk op suurstof. Dis hoekom as jy enige oefeninge doen, kom ons sê jy doen push-ups en jy haal nie asem nie, vinnig gaan begin jou spiere te brand en jy het nie meer krag nie want daar is nie suurstof nie. Jy kort suurstof om te funksioneer. Nou hierso is 'n long, hulle het die long so gevat, hulle het hom so afgesny. Ons sien hom van binne af, daar's 'n gesonde long. Jy kan sien hy's mooi dig, daar's baie spasie vir die suurstof om opgeneem te word en hierso begin hy al hoe meer swart en dit begin amper lyk of dit net maar haartjies, dit raak so glaserig want jy kan amper daar deursien want alles begin weg te brand. Daar is ons net 'n idee, ons gaan later dit in 'n video sien, dis die hoeveelheid teer wat jou longe moet opneem as jy 'n pakkie 'n dag rook, elke jaar. Nou daar's geen nut vir teer in ons liggame nie. Ons kan nie daar's niks wat ons liggame kan doen met teer nie. Toe ek dom was, toe sê ek gaan hemel toe, ek gaan op 'n geteerde pad hemel toe. Dom ding om te sê want daar's geen manier wat ek daai teer kan gebruik nie. En hierso kan julle sien, daarso is die pyp wat inkom na die longe toe. Hy lyk rou. So nou waaraan is ons verslaaf? Want ons is nie verslaaf aan die sigaret nie. Dit is wat binne in die sigaret is. Nikotien. Nikotien is die ding wat ons verslaaf maak. As jy klaar gerook het en 'n halfuur, 'n uur gaan verby, dan raak die nikotienvlakke in jou liggaam raak min en daai nikotienvlakke sê, "Wow, hoekom is ons so min? Bring vir ons nog." En dit is wat jy dan voel as 'n craving. Jy voel lus om te rook en dan rook jy nog 'n sigaret, jy maak daai nikotienvlakke vol. Al die ander goeters doen niks nie. Dit maak maar net dat jy vinniger siek word en vinniger doodgaan. Nou nikotien, 6 tot 8 keer meer verslawend as drank. 6 tot 8 keer meer verslawend as drank. Maar 'n 18-jarige mag nie in 'n borrelstoer ingaan en gaan drank koop nie, maar hy kan sigarette koop. En hierdie goed is gevaarliker. Dit is meer verslawend as die drank. Net so verslawend soos kokaine. Coke of crack. In Suid-Afrika, ons nie regtig crack nie, ons noem dit tik of nyope, selfde rubbish chemikalieë wat opgebrand word. Nou tannie sê, is my dogter hierdie, sy rook, ek gaan hom maar laat rook. Sê nou sy het kokaine gebruik. So tannie gesê, wat sy het maar gebruik? Nee, maar die sigarette is net so verslawend, daai nikotien is net so verslawend soos kokaine. Maar laat dit maar toe, want almal doen dit, weet, so iets om oor te dink. Nou, hoe is ons verslaaf? Ons is nie verslaaf aan hoe dit proe nie. Ons is nie verslaaf aan hoe die rookies lyk of die kringetjies wat ons blaas nie. Dis 'n chemiese verslawing. Nou hoe werk 'n chemiese verslawing? En hier kom dit nou by die punt uit van hoekom sê ons 'n 5-dag rookstaakplan. Daai chemikalie, daai nikotien bly in jou stelsel vir 60 ure. Ja. 60 ure. As jy nie 'n sigaret, as jy nou jou laaste sigaret gerook het op pad hiernatoe en jy wag 60 ure is die nikotien uit jou liggaam uit. Nou kom gou saam met my. So as ons môre aand hierso aankom, 24 uur. Ons het Dinsdag. As ons Woensdag hier aankom, 48 uur. As ons Donderdag hier aankom, 72 uur. So iewers tussen Woensdag en Donderdag is daai 60 uur verby. Verstaan julle hoekom sê ek
ons moet vanaand die besluit neem. Ja, definitief môre Woensdag is daar eintlik nie meer tyd nie. Verstaan julle? Want ons soek ek wil daai 60 uur saam met julle spandeer. Ek wil hê elke aand as julle hiernatoe kom, is ons hier om julle te ondersteun. Hierso is 1, 2, 3 van julle wat ophou rook. 1, 2, 3, 4, ek weet nie waar is jou vrou nie. 5. 5 wat julle wil ondersteun vir 3 mense. Ja. Hoekom werk hierdie plan? Want dit is 'n plan van ondersteuning. Ons is mense, as ons ondersteuning kry, dan doen ons goed. As mense ons nie help nie, dan doen ons swak. En dis hoekom ons julle wil ondersteun. Moenie sê, en ek weet oom sê, moenie karring nie. Ek gaan eintlik, moes hom nooit gesê het, moenie karring nie, want daai karring maak nou dat ek wil karring. Oom sê nee, ek sal volgende week, of volgende maand, dan is ons nie hier om julle te ondersteun nie. Gebruik my terwyl ek hier is, gebruik my op, want ons wil julle ondersteun. Nou wat gebeur met daai chemiese verslawing nog? Dit vernou jou bloedvat, jou are, jou slagare, dit vernou dit en wanneer dit pak op. Dit verhoog jou bloeddruk, want nou raak die pypie waardeur jou bloed moet gaan, raak nou kleiner, maar jou liggaam vereis nog steeds daai bloed. Nou forceer jou hart dat daar deur en jou bloeddruk gaan op. Dit verhoog jou hartklop. Nou kom ons werk net gou uit. Hierso, ek wil gou vir julle, kom ons doen wiskunde. Wat is 'n gesonde hartklop? Wat is 'n gesonde hartklop? Weet julle wat is 'n gesonde hartklop? Nope. So 72. Vir jong Laurie, daar so wat nog jonk is en fiks is, sy hartklop kan nog 'n bietjie afkom. Atlete, mense wat elke dag oefen, is so 60 af, selfs na so 55 toe. Hulle hart maak net so boef. Ja, tussen 50 en 70. Maar 72 is 'n goeie hartklop om te hê. Nou ons moet eintlik so iewers te kyk dat ons julle hartklop ook deur hierdie week vat. Kom ons sê jou hartklop is 80 en ek beloof julle, terwyl jy rook is jou hartklop definitief bo 80. Jy gaan party dae kry wat jy hom ondermeet. Maar as jy 'n sigaret nou net klaar gerook het, is jou hartklop definitief 80 en op. Kom sê net 80, want 80 is nie so erg nie. Dis 8 kloppe per minuut meer. Dis nie so erg nie, nê. Nou ons sê 8 kloppe maal hoeveel minute is daar so in 'n uur? 60 maal 60 equals 480 keer wat jou hart klop meer per uur. Hoeveel ure is daar in 'n dag? 24. 11.560 keer per dag. Genade. Maal 30 in 'n maand. 345.600 keer wat jou hart te veel klop in 'n maand. Hoeveel is in 'n jaar? Maal 12. 4.147 miljoen klopslae 'n jaar wat jou hart. En dit is op 'n gesonde hartklop van so 80. En ons sien nie eintlik 80 eers hy's hoog nie, maar oor die 4 miljoen kloppe te veel. En dan uiteindelik dit verlam die cilia haartjies in jou longe wat die suurstof moet opneem. Net gou sien, ja, daar so is net so 'n lysie van chemikalieë. Hierso gaan ons 'n bietjie nader. Sit jy nail polish op? Ja, Hoe haal jy dit af? Cutex remover. Cutex remover. Acetone is die regte naam. Cutex remover. Nail polish remover is die mooi naam. Dis acetone. Jy gebruik dit om verf te verdun, om verf af te strip, so 'n pynstripper. Methanol, die goeters wat Amerika nou gebruik het om die rocket uit te stuur, om te gaan kyk hoe lyk dit aan die ander kant van die maan. Motgif, neftalien, nikotien, daai ouetjie wat sê nikotien raak min, roep vir ons nog. Cadmium, dit wat in jou karbatterye is. Hierso DDT, weet julle wat is DDT? Die gevaarlikste pesticides wat hierdie planeet nog ooit gesien het. So gevaarlik dat, en ek sê seker presies oor die wiskunde nie, hulle sê as daar 'n druppel in water kom, en vat dit iets soos 80.000 liter water om daai druppel op te absorbeer om dit nie meer skadelik te maak nie. Dat hulle gesê het ons maak dit nie meer nie. En dan arseen, ken julle vir Daisy de Melker? Dit net so bietjies elke dag vir 'n man gegee om hom dood te maak. Julle vir haarself te bietjies, is nou net 'n bietjie minder. Maar dis okay, ja, want almal doen dit. So Self in met die sigaret. jy kry dit in met die sigaret. Ag, en dan is daar nou nog 'n hele klomp ander ook daarso. So, 300
30 sigarette, so julle toe is op 20, so julle sal wees 20 sigarette per dag, so jy sal so 200 trekke per dag doen, weer 60% daarvan, het is 1400 trekke 'n week, en dan se 6066 trekke 'n maand, 113.000 gedeelde, geef my 66% is wat? 70.000 trekke 'n jaar. Dis nie so erg as ons net 20 sigarette 'n dag rook nie, maar as ons 70.000 in plaas van skoon suurstof, vat ek daai sigaret rook in, dan begin dit nou 'n bietjie rof te raak, né? Die 20 sigarette, dis nie so erg nie, maar as jy dit begin optel en sien, hoe baie keer is dit? Hoe baie keer sit ek vuil dinge in my longe, wanneer hy veronderstel is om suurstof in te wees. So, dit is moontlik, en ek weet oom het gesê, oom gaan kyk hoe hierdie ding werk, maar ons moet begin daardie skuif maak in ons kop, dit is moontlik, en ek sê nou vir julle is moontlik. Ek moet nog nie te hard wees op my, omdat ek 'n roker is soos julle nie, ek gaan nog vir julle verduidelik hoekom daar, maar begin dink daaraan, ek het die besluit gemaak. Dit gaan eintlik heel makliker wees as julle miskien dink, want onthou nou, hier is hierdie berg sigaretrook voor julle, julle gaan moet verby hierdie ding kom, julle weet nie hoe julle daar gaan oorkom nie, julle hoop dat ek vir julle 'n spesiale pilletjie gaan gee, en jy gaan net ophou rook, nee, dit werk nie so nie, maar dit gaan eintlik baie makliker wees as wat julle dink. Right, so, ons gaan nou in die voorbereidingsfase in, en die belangrikste punt wat ons moet onthou is, ons het 'n bewuslike besluit, ons maak 'n besluit hierso. Ek sê, ek wil ophou rook. Ek het opgehou rook. Ek sal nie weer rook nie. As jy daai besluit geneem het, dan sê jy dit vir al die ander vlakke van jou liggaam, en hy sal daarby hou. So, vandag, is dit vandag die 4de Mei? Dis vandag die 4de Mei. As jy daai besluit maak vanaand, gaan huis toe, gaan skryf dit daar op die kalender, maak so 'n groot rooi kring, en sê ek het opgehou rook, skryf dit daarby. Want ek wil hê julle moet dit elke dag hierdie week, ek wil hê julle moet dit môreoggend, ek wil moet julle dit sien. Ja, gisteraand het ek iets gesê, gaan ek hierby hou. Nou, ek kan nie vir julle sê wat die datum moet wees nie. Maar ons het klaar gesê dat die beste tyd is nou. So eintlik moet daai datum op julle almal se kalenders wees, die 4de Mei. Stel dan sommer 'n reminder op jou foon vir volgende jaar 4 Mei. Laat as jy dit omkom, sê jy is al 'n hele jaar. En so gaan julle sien, dit is eintlik baie maklik, maar julle moet daai besluit maak. Ek kan nie 'n besluit maak nie. Ek wil iets hê vir julle, julle wil iets hê, ons moet daai twee dinge bymekaar kry. Nou, hoe gaan ons ophou rook? Gooi al die rubbish weg. Nou dis wat ek wil sê, bring daai sigarette. Moenie dit vir jou buurman of jou swaar of jou suster of wie ook al, moenie nou jou probleem sy probleem maak nie. Gooi dit alles weg. Oom Innie sê hy doen 'n rookstaak in Carletonville, Mynersdorp. Harde, growwe manne daarso. En hier sit 'n ou in die gehoor en hy skud sy kop net die hele tyd so. En na die tyd kom hy na hom in en hy sê hom Innie, ek wil ophou rook. Oom Innie sê, "Ja, dis 'n goeie besluit daai." Hy sê, "Wow, ek's nog nie klaar nie." Hy sê, "Oom Innie, ek het 'n probleem. Ons het bonus gekry." Oom Innie sê, "Ja, dis 'n goeie ding daai om bonus te gekry." Hy sê, "Oom Innie, ek's nog nie klaar nie." Hy sê, "Ek het my jaar se stok vooruit gaan koop." Oom Innie sê vir hom, "Wel, jy het gehoor wat sê ek, gooi weg. Wat jy moet doen, dis ek kan nie weer besluit nie." Sy keuse, ja. En hy is hartseer en hulle is huis toe, volgende aand is hulle weer daarso en die ou lyk 'n bietjie beter en hom Innie sê vir hom, "En wat het gebeur?" Hy sê, "Ek het huis toe gegaan, gat in my erf gegrou, ek het die bokse daarin gegooi want jy koop nie 'n jaar se sigarette in kaarte as jy koop in bokse. Sê ek het die bokse daarin gegooi, petrol opgegooi en ek het in die brand gesteek." Dit is wat jy moet doen. Moenie dink en ek wil gou net aan die sigarette leen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, hier is parkie gras. Hier is eers sigarette en ons gaan nou praat oor 5 sigarette. Ek het betaal vir hierdie 5 sigarette. Dit is R5 werd. Ek moet dit oprook. Jy het klaar betaal daarvoor. Die waarde is weg. Jy kan nie die waarde daar uitput nie. Daar is nie waarde daarin nie. Inteendeel kos dit jou net meer om dit te rook. Raak ontslae daarvan. Moenie dink jy gaan dit nou vir iemand anders te gee. Moenie dit probeer verkoop nie want dit is so by the way.
dis onwettig om sigarette te verkoop as jy nie 'n lisensie het. So raak net, bring dit hierso. Ek sal dit vir julle mooi weggooi. Ons sal dit daarso in Jaco se tuin gooi. Ek haal die filtertjies mooi af, die wit papiertjies en die tabak maak ek mooi fyn met water, gooi dit in die tuin en dan kan ons waarde daar begin uitkry. So ons moet dit ontslaa raak daarvan, hoe gouer hoe beter en dis 'n volskaalse aanslag wat ons moet doen. Ons kan nie net sê, "Ag nee, ek voel nou nie meer gesond nie, ek wil nie meer rook nie." Ons moet dit in al die vlakke. Nou liggaamlik, julle voel dit affekteer julle liggame, julle voel julle is nie gesond nie. Ek moet 'n besluit maak, my liggaam wil gesond wees. Verstandelik, moet hierso met ons sê, weet jy wat, ek kan sien hoe sleg 'n sigaret rook vir, nie net vir my nie, maar vir enige ander mens. Ek wil 'n besluit maak. Geestelik, nou geestelik het ek in 2 kategorieë opgedeel. Eerste is geestelik jou psigiese deel, hoe jou geestestoestand is, hoe ek voel, hoe ek probleme verwerk. Ek moet sê, ek het 'n besluit gemaak, en ek voel miskien nou, mans gaan miskien 'n bietjie kwaad wees, vrouens gaan 'n bietjie huilerig wees, maar ook al, ek het 'n besluit gemaak, en ek moet my emosies, wat die volgende een is, hanteer, ek moet die deur beweeg. En dan die tweede deel van geestelik is, hoe ek en my Skepper met mekaar werk. Hy het vir my hierdie liggaam gegee, hy sê, pas hierdie liggaam op. Ja, as ek doodgaan, is 'n sak bene. Dit gaan in die grond in, of dit word veras en dit is weg. Maar terwyl hier suurstof in hierdie longe is hierdie die tempel van God. En hy wil hê ons moet dit so goed as moontlik oppas. Nou kan ek sê, wel, ek wil ophou rook, want ek voel nie lekker nie, maar God, ek gaan nog nie jou heeltemal daai kans gee nie. Ons moet hom die kans gee, want hy wil dit vir ons hê. Nêrens in die woord van God staan daar so iewerste, hy wil hê ons moet op die pad sigaret rook. Dit het niks nie. Sigaret rook het niks met God uit te waai nie. Dis alles met die duiwel uit te waai. Hy wil hê ons moet ongesond wees. Hy wil hê dit moet ons geld kos. So ek maak daai besluit. Ek sê geestelik maak ek 'n besluit. Ek kies nie meer dit wat die duiwel vir my gee nie. Ek kies wat die Here vir my gee. En dan emosioneel. En emosioneel speel 'n groot rol daarin, want jy gaan deur 'n emosionele rollercoaster gaan. Dan gaan hom kwaad wees, dan gaan hom geïrriteerd wees, want die ou krap die hele tyd aan my en karring terwyl ek sê, moenie karring nie. Julle gaan miskien huilerig word, klaar geïrriteerd, so en ek sê vir julle hierdie dinge, dat julle moet voorbereid wees daarvoor, dat as dit kom, en julle wat nou nog saam is, julle gaan nou nog mekaar ook nou begin krap nog. So, ek sê dit vir julle, weet die movie Bakgat gekyk? Dis, so, nee, dit is 'n goeie movie. So die seun moet leer rugby speel en die oom sê vir hom, tackle daai sak. En daai sak is vol sulke doringblare en hy sê oom, maar dit gaan seer wees. En die oom sê vir hom presies, as jy weet dit gaan seer wees, gaan dit nie so seer wees nie. Ek het rugby gespeel en ek is getackle gewees. Ek het getackle en snaaks genoeg, jy word hard getackle. Dan staan jy op en speel jy verder. Maar as ek hier in die pad moet afloop en 'n ander kom van agteraf en hy tackle my, dan gaan dit voel of ek gaan dood, want ek is nie voorberei daarvoor nie. As jy voorberei is, dan gaan dit nie so seer wees nie. As jy weet dit gaan seer wees, gaan dit nie so seer wees nie. So wees gereed vir hierdie emosies wat jy gaan deurgaan. Nou, hoe ons dit gaan regkry, kry die gifstowwe uit jou liggame uit en met wat was 'n mens jou kar? Met brandy. Nee, met water. Met water. Jou liggaam werk die beste en waar is my water? Hier is my water. Ek drink en ek sê nie julle moet nie. Moenie dit definitief nie doen nie. Die aanbeveling is 6 tot 8 glase water per dag. En dan hang dit nou af van jou liggaam, hoe groot jy is, hoeveel water het jy al gedrink. Ek is al gekondisioneer, ek doen so 6 liter water 'n dag. Moenie 6 liter water 'n dag gaan begin drink môre nie, jy gaan jouself skoon was, jy is nie gereed daarvoor nie. Maar ons kan nie net water drink nie, want wat doen ons? Ons almal drink nou gefilterde water, want die munisipaliteit maak ons water nie meer skoon genoeg nie. Dis ook nie 100% reg nie. Ek sê nie jy moet munisipale water drink nie, maar as jy filterwater drink, dit is skoon gemaak, daar's niks in nie. Gooi vir jou so 2 korreltjies pink sout in, Himalayan pink sout. Dit sit die minerale weer terug in die water in. As jy 'n kopseer het, dan sê hulle ja, want jy's gedehidreer.
Dis nie omdat jou brein nou daar so rondrol en hy's droog nie. Dit beteken daar's nie genoeg vloeistof ingegooi wat minerale in het wat jou brein voed nie. Jy het miskien 'n tekort aan die water, maar dis die minerale wat jou brein nodig het. So sit minerale dan, drink water, so 6 tot 8 glase water. As jy dit wil gaan uitwerk op liggaamsbou, 35 tot 40 milliliter per kilogram. Ek weeg so 110, so ek kan 4.4 liter drink net op liggaamsbou. Niks gepraat van hoe warm dit is, hoe hard ek werk nie, hoe meer jy sweet, hoe meer jy, maar begin, ten minste, kom by daai 6 merk uit. As jy nie water drink nie, begin by daai. Jy eerstens was jy die gifstowwe uit, en tweedens hidreer jy jou liggaam, want om te gedehidreer wees kan lelik raak. En die probleem is, ek gebruik hierdie skyfie en hoeveel keer en eendag sit die tannie wat presies soos die tannie lyk in die gehoor. En ek dink by myself, ek sê maar net nie dink dit is van haar wat ek hierdie foto nie, maar dit kan lelik raak as ons gedehidreer is. So moenie toelaat dat jou liggaam dehidreer nie. Verslaafdes aan koeldrank, gaskoeldrank, Coke. Daar so. Hy maak sommer so. Hy moet vol dubbel. Koffie. Tee. Tee nee. Drank. Drank het ek glad nie meer. So, en nou tee is daarin, maar dan is nie alle tee daarin wat die probleem is nie, dis die kafeïne daarin. So goeters soos rooibos behoort veilig te wees. So die ding is die kafeïne. So gaan kyk na jou tee wat jy drink as daar kafeïne is, want die probleem is kafeïne roep nikotine. As die nikotien min is, dan kom die kafeïn in en hy soos in, waar's my chommy nikotien, en hy roep hom in. Die Coke, daai kafeïne en die suiker, alkohol maak dat jy nie reg dink nie. 'n Ou vernoot van my sê, ja, maar ek dink net so bier of 2, ek is nie dronk nie. Ja, jy is nie dronk nie, maar jy is ook nie meer 100% nigter nie. En as jy nie 100% nigter is, jy maak jy nie 100% goeie besluite nie. So los daai goeters vir 'n ruk lank as jy verslaaf is aan daai Coke en wat ook al, ten minste hierdie week of 2 of maand los dit. Gee jou liggaam kans om terug te beklei. Jy gaan sien na 'n maand of 2, gaan jy weet wat, ek het dit ook nie meer nodig nie. Kyk is nie wat ek so baie drink nie, is die energiedrankies wat ek meer. Okay, jy's op die volgende skyfie. Jy het al klaar vooruit gegaan. Energy drinks, wat se brand? Wat drink jy? Sweets. As jy nie ophou rook hierdie week nie, hou op met daai rubbish. Want dit is nog ewen meer gevaarlik. Gaan kyk so 'n bietjie daarop. Dit sê nie 10 gram kafeïne of 20 gram kafeïne, dit sê net high caffeine content. Want as hulle vir jou moet sê hoeveel kafeïne in daai energy drinks is, sal jy eintlik sien wat se gif dit is. Ons sien van jong seuns, 14, 15, 16, drink so 2 of 3 van hulle voor die game, want dan gee hom lekker krag, hardloop op die rugbyveld, net nou val hy daar neer, weet julle waartoe vat sy ma hom dan volgende? Hulle sit hom in die grond, hy's dood. Want sy hart weet nie wat om met al die kafeïne te doen nie. So los energy drinks, kom weg daarvan. Powerade, Energite, Lucozade, daai goeters is okay. Maar hierdie die groot goeters, Monster, Dragon, Switch, ag daar's in hulle raak al hoe goedkoper. Hierso was 'n tyd gewees, kyk hierso. Hoe duur was dit gewees? 77, 97. Dis hoe duur dit was. En toe het begin 'n algemene ding raak, toe begin dit goedkoper te raak, maar nou kan ons al hierdie goedkoop brands soos die Switch, ek meen Switch is wat, R12. 18. So dit is nie net so 'n dom besluit, want dit is baie geld wat onnodig spandeer word nie. Dit is gif daai. So energiedrankies bevat 10 keer meer kafeïne as jou gaskoeldrank. So 'n Coke en 'n ja, so bly weg daarvan, want dit is nog ewen meer gevaarlik as jou gaskoeldrank en al daai goeie. So vir hierdie tydperk, nou ek hou van lekker brandkos, maar gee jou liggaam kans. Goed soos curries en chilies en daai goeters, gee jou liggaam 'n bietjie kans. Moenie nou, want
as jy daai kos eet, dan maak dit jou lus. Los dit vir nou, want dit maak jou weer lus vir goeder soos Coke en koffie en al daai goeders. En die een roep die volgende en dit is net 'n bose kringloop. So nou hoe mense ophou. So hulle gebruik nikotiengom, Nicorette. Almal ken Nicorette. Dit is nogal duur, maar jy kou dit, so in plaas van rook, kou jy 'n kougom so nou en dan. Al wat dit gebeur is, daar's nikotien in, en wanneer jy lus raak vir 'n sigaret, kou jy daai chappie en dan gaan nikotien in jou stelsel in, en jy voel okay. Raak jy ontslaaf van die probleem? Nee, jy voer dit net met iets anderste. So, alhoewel dit lyk of jy op 'n rook, en nou is jy verslaaf aan die nikotien kougom. Nikotien sprei, jy sprei dit met in jou mond, selfde effek. Jy kry nog steeds die nikotien in, jy bly verslaaf daaraan. Nikotienplakkers, en ek het al gehoor hoe hulle sê, jy pak ene en dan absorbeer jou vel, maar dan raak jy gewoond, dan moet jy meer en meer, later aan is jy vol plakkers geplak. Nou die volgende ene, hypnose. As jy wil ophou rook, gaan vir hypnose, dit werk 100%. Hoekom moet jy nie gaan nie? In jou kop is daar plek vir 2 stemme. Jou stem en God se stem. As jy toelaat dat enige iemand anders te binne in jou kop praat, dan breek jy die reëls van dit wat God gesê het. Dit is dieselfde met voorvaders oproep. Al wat ons doen is ons maak die deur oop vir die duiwel. Ons is geslote, dis ek praat en God praat. Die duiwel staan buite en praat. Die duiwel praat nooit hier binne nie. Die duiwel praat van buite af. As jy gaan vir hypnose, maak jy die deur oop vir die duiwel, want jy's onbewus van wat aangaan op daardie oomblik. So jy maak die deur oop en die duiwel kan sê, "Wel, nou stap ek in." En dan iewers af van die pad, dan is jy ongelukkig, want jy sukkel met 'n ander probleem, want jy het die deur oopgemaak vir die duiwel. So, dit werk, maar moet dit nie doen nie. Dit is gevaarlike waters daai. Dan elektroniese sigarette, of ons het nou vapes. So, ons ken hom as vape of tjoef. Toe ek met dit opgehou rook het, toe was dit letterlik, het gelyk soos 'n sigaret. Die oranje was die ding waar die olie ingooi en die wit was die batterytjie gewees. Jy kry dit nou nog, ja. Ja, maar die probleem is, jy skuif net die probleem van een plek na 'n ander plek. Jy raak nie ontslaaf van die probleem nie. So, dis die manier hoe mense ophou. Die e-sigaret, hulle gee net 'n bietjie data daaroor. Jou e-sigaret of vape is waarskynlik gevaarliker as tabak. En ek wil waarskynlik begin uithaal, is definitief gevaarliker as jou tabak. Want die hoeveelheid chemikalies wat in daai olies is selfs nog meer as die wat in jou sigaret en jou tabaksigaret is. So, verander jou gewoontes. Habli-babli ook, is dieselfde effek. Jy vat net daai chemikalie en jy verander dit in stoombasis. So, hoe gaan ons ophou nog? Die tweede manier is, verander jou routine. Ek word in die oggend wakker, ek loop na die ketel toe, ek sit die ketel aan, ek maak my 'n koppie koffie, en ek staan met die koffie en my sigaret op die stoep en ek rook. Daai is 'n gewoonte. Verander dit. Los die ketel 'n bietjie uit, laat hy rus. Loop verby die ketel. Gaan loop om die huis, gaan loop om die oord, gaan loop om die waantoe, doen net iets anderste. Maar moenie elke dag iets anderste. Jy vandag gaan loop en môre doen jy e-mails en doen daai selfde ding. Begin 'n ander gewoonte aan te leer. Vervang daardie roetine van ek staan op en ek gaan rook. Want dit is wanneer ons rook. As ons wakker word, dan wil ons rook. As ek klaar geëet het, wil ek rook. As ek gaan kuier by die bar, wil ek rook. Verander daardie gewoontes. Nou, ek's 'n roker net soos julle. Maar vir so 13 jaar lank wag ek 5 minute op 'n slag. So ek daai sigarette, toe ek dit nou vat, ek kyk na daai sigarette, ek weet hoe hy proe, ek weet hoe om in die brand te steek, ek weet presies, want ek is 'n roker net soos julle. Maar vir 13 jaar nou al wag ek 5 minute op 'n slag. As ek lus raak vir 'n sigaret, partykeer as ek net dit op die regte manier vang, ruik ek 'n sigaret en dan dink ek, "Joe, dit gaan nou lekker wees." Maar dan moet ek 5 minute wag. Net omdat ek opgehou rook het 13 jaar terug, beteken nie ek is nie meer 'n roker nie. Want anders as Jaco wat nog nooit gerook het nie. Ek het baie vanaand, nee, jy het gerook. Nee, hy het nie gerook nie. Hy gaan sukkel om hom aan die brand te kry, gaan hom brand. Ek weet presies hoe om hy sigaret. Ek gaan baie makliker kan begin rook as 'n ou wat nog nooit gerook het nie. So ek is nog steeds 'n roker, maar ek wag 5 minute en ek rook daai volgende sigaret en ek wag 5 minute en 5 minute. En ek kry nou hoekom? Want 'n craving hou net vir 3 minute. Ek's lus vir 'n sigaret.
Ek sê, weet jy wat, dit is nou 7:30. Ek gaan wag vir 5 minute. Doen iets anderste. Voor die 5 minute verby is daai craving weg en dan het ek al vergeet van die tyd. Wag vir daai 5 minute. Nou, ons gaan julle 'n ander program gee hoe om julle, ek wil dit sommer nou vir julle gee voordat ek vergeet daarvan. 'n Rekkie. Nou, wat gaan julle met 'n rekkie doen? Nou, daar's sommer 'n hele paar vir julle. Daarso is ook 'n hele paar. Alraai, nou wat gaan julle met die rekkie doen? Sit jou rekkie op jou arm. Alright. Ek is lus vir 'n sigaret. Vat hom, trek hom 'n bietjie weg, los hom. Wat gebeur? Daar's pyn. Daar's pyn. So jou brein sê, ons is lus vir 'n sigaret. Daar kry ek pyn. Hoe werk 'n kind? Sê vir die kind, moenie dit doen nie. Moenie dit doen nie. Klaar gepraat. Stel ek hom hier van agter af. Jy mag nou nie meer vandag doen nie. Dis hoe ek my kinders groot gemaak het. Dis die beste manier om kinders groot te maak. Want die Bybel sê dit vir ons. Tugtig jou seun. As jy nie jou seun tugtig nie, vervloek jy hom. Nou, net omdat julle nie meer kinders is, beteken nie julle het meer breins nie. Julle het definitief nog steeds breins. En jou brein werk nog steeds op dieselfde manier. As hy pyn voel, dan sê hy, maar wag so 'n bietjie, ek moet iets anders te doen. 'n Klein hondjie, as jy 'n klein hondjie kry, hy piepie in die huis, wat doen jy? Jy vat hom na die piepiekool toe, jy slaat hom enetjie. Wat doen hy volgende? Hy sê, maar weet jy wat, elke keer as ek hier in die huis piepie kry ek pak sla, ek moet hom miskien buite gaan doen en daar kry ek nie pak sla nie. Daar leer hy, want hy werk met pyn. Elke keer as daar iets verkeerd gaan, dan voel hy die pyn en hy wil nie meer daardie ding doen nie. So gebruik julle rekkies. Nou die volgende een wat jy kan doen is, jy dit nou meer vir oom en vir tannie, werk jy? Nee. Wel, jy gaan iewers gaan jy miskien werk, maar so as jy by die huis sit en jy tyd, dan kan jy game speel. Kry vir jou 'n bordspeletjie, 'n puzzle, ietsie om te doen. Kry net jou hande besig, want as jy sit en jy doen niks nie, dan dink jy, wat gaan ek met my hande doen? Ek het gewoon om my mee besig te hou. Ja, maar dan vat jy jou weer na ander paaie toe, maar as jou vingertjies nie besig bly nie, dan gee jy vir dit iets om besig te bly en jy laai 'n sigaret en Ek sit voor die komputer. so kry vir jou iets anderste om te doen. Gaan stap. Maar gaan stap. Nou stap is een van die bestes, want eerste kry ek nou iets anders reg om te doen en ek kry 'n bietjie oefeninge. Nou gaan stort werk nou nie altyd nie. Ons kan nie 6-7 keer 'n dag gaan stort nie, maar as jy in die oggend wakker word en jy is lus vir 'n sigaret in plaas van rook, gaan stort. Eet 'n pruim of peanuts of druiwe of maar gesond. Nie 'n pakkie Simba nie, nie 'n pak slaapchips nie, want dan vervang jy die slegte gewoonte met 'n ander slegte gewoonte en 'n stokperdjie. Nou ek hou van visvang. Ek kan nie elke keer as ek lus raak vir 'n sigaret gaan visvang nie, maar ek kan elke keer as ek lus raak vir 'n sigaret, ek hou van toue vleg en sulke, weet jy, ek kan dit weer doen, weet, of brei of wat ook al, kry net iets anders om te doen. En teen die middel van die week moet ons daardie frown onderste bo draai en in 'n glimlag verander. En dit lyk vanaand soos 'n moeilike taak. Ek stem saam met julle, dit lyk soos 'n moeilike taak. Dit is nie so moeilik nie. Maar julle moenie julleself blaf nie. Moenie jouself probeer om die bos lei nie. Moenie sê, maar weet jy wat, hierdie is my laaste kaart en ek gaan hierdie laaste sigaret rook en as ek daar verby is, dan is ek klaar. Moenie, julle is hier omdat julle besluit gemaak het, bly by die besluit. Moenie sê, hierdie is my laaste sigaret, my laaste pakkie, my laaste kaart en want die probleem is, al wat julle doen is julle verrek net daardie pyn. Miskien is daar iets wat julle wil doen en ek glo ons almal val in hierdie kategorie nou. Hoeveel kos oom se sigarette vir 'n pakkie? Dis 112 rand per karton. R112 vir 20, dis soos 5 rand. R120 'n karton. Ja, so R6 'n pakkie, want daar's 10 pakkies in, hè? R12. Ja. Julle sigarette, hoeveel kos 'n pakkie? 120 en ons betaal R15 'n pakkie chief in die dorp. Ja, so dis wat ek sê, dis parkiegras. En hierdie is R100. Hierdie 777 is R100 'n kaart in die dorp. Dit is nie eers sigarette nie. Dit is parkiegras.
Dit is so goed jy gaan hartjie gras in die parkie op, want dit is net 'n klomp goed wat daar ingegooi. Dit is nie eens gereguleer nie. Dit kom op bakkies en trokke van Zimbabwe en Mosambiek aan onder seile word ingesmokkel. Dis al hoekom dit so goedkoop is. As jy wil rook, gaan betaal dan maar 30 of 40 rand vir 'n pakkie sigarette. Daardie sigarette word daarom gereguleer. Daar's iemand wat meet en sê, weet jy wat, hier's te veel van hierdie in, ons moet dit verdun. Daardie sigarette, daai ou gooi so met 'n drom en ja, dit lyk alright. Dit word nie eens gereguleer nie, so dit is nog even meer gevaarlik. Dis hoekom dit so goedkoop is, en daar's geen regulasies wat dit reguleer nie. So, as jy so? Weet jy wat kos sigarette? Ja nee, goeder soos Camel, Stuyvesant, 40, 50 rand 'n pakkie. 70, Nog, dit wys jou lank laas ek gerook. Maar daardie sigarette is gereguleer. Nou kom ons sê, okay, so julle is 'n bietjie goedkoop. 'n 30 rand 'n dag, so julle is meer soos, kom ons sê op 15 rand, so julle is op helfte. So julle is op 105 rand 'n week, 450 rand 'n maand, 5.400 rand 'n jaar. As ek 5.400 rand daar neersit, wie wil dit hê? Almal wil dit hê. Want 5.400 rand is baie geld. Maar net 15 rand 'n dag. Ag, dit is nie so erg nie. Maar as ons daai 5.000 rand so kan vashou, wat kan ek doen met daai 5.000 rand? Ons baie wat ek doen. So, maak die besluit. Nee, Nico het vir my gesê ek moet ophou rook nie. Ek het die besluit gemaak om op te rook, want ek kan nie die besluit vir julle maak nie. Net oom kan oom se besluit maak, jy kan jou besluit maak, tannie kan tannie se besluit maak. Dis al. Niemand kan die besluit vir julle maak nie. Iemand kan jou forceer, jou sigarette weghou, maar jy gaan nie by daai besluit bly nie, want jy het nie die besluit gemaak nie. So vir my stimulante, dis nou goed soos die kafeïn, gaskoeldranke, drank, koffie, tee met kafeïne in, vir my daardie goede, kry genoeg slaap, en dis hoekom ek jag, ons het klein bietjie oor 'n uur nou, maar julle gaan amper huis gaan. Gaan huis toe, nou nie gaan eers gaan TV kyk en gaan die huis skoonmaak nie, gaan slaap. Gee jou liggaam hierdie week kans om terug te beklei, gaan kry genoeg slaap. Eet gesond. Dit help nie môre nou rook en dat jy glad nie meer gerook het, dan het jy laaste 5 vir my gegee en ek baie bly daaroor. En nou begin dan ja, slap chips hierso en 'n burger daarso en dit help nie, ons vervang een slegte gewoonte met 'n ander slegte gewoonte. Eet gesond, gaan kry vir julle iets vrugte, opgekapte groente soos daaries, goedjies soos peanuts en rosientjies, goeie soos darels en pruime is 'n bietjie duur. Jy weet, maar nou nie jou geld gaan spandeer op dit en dan is jy kwaad omdat jy nie geld het nie. Gaan kry iets wat jy kan bekostig. So peanuts en rosientjies is die beste. Moet nou nie 'n sakke en sakke peanuts opeet môre nie. As jy lus is vir 'n sigaret, 'n klein handjie, eet 'n paar peanuts kry dit, maar ek kan ook nie die hele dag net peanuts eet nie, want dit is ook nie 100% gesond nie, maar eet 'n bietjie gesond. Eet gesonde snacks as jy lus is om te rook. Vir my stres, nou afgetree mag nie werk nie. So daar's nie 'n baas of iets wat nie, maar julle almal het stres. Jou ma stres vir jou, sy stres vir tannie, die tannies wat vir hom sê hom nou op rook, dis nou tyd om op te hou, dis stres daai, julle het nie julle kamer skoon gemaak nie, dis stres daai. Ons kry stres van alle kante af. Ons weet waar ons stres vandaan kom. Maar ons weet ook om ons stres te vermy. In plaas van energy drinks môre gaan koop en dit vir jou ma drink, los dit, want sy gaan met jou sy gaan stres veroorsaak. In plaas van die oomie in die gang. Ek dink dit sal my, dis die probleem. Ja, so julle moet ophou, maar moenie vermy daardie stres. Julle weet waar dit vandaan kom. Vermy die situasies wat stres veroorsaak en dink positief. Daar is geen krag groter as wat ons in ons liggame het as dit wat ons hier dink nie. Jy kan jouself siek dink. As jy sê, ek het 'n kopseer vandag, hierdie kopseer gaan nie weggaan nie. Jy sal die hele dag 'n kopseer hê want jy het dit gesê. Jy spreek oor jouself. Jy dink dit. So, want ons dink baie, dit wat ons dink het baie krag. Nou ek gaan julle help. Ons gaan vir julle 'n paar pilletjies gee, natuurlike produkte. Daar's nie chemikalieë in nie. Jy gaan nie verslaaf raak daaraan nie. As ek dit vir julle gee vanaand, begin dit te gebruik vanaand. Julle sal lees daarop, dit sê gebruik soveel in die aand, gebruik soveel in die oggend, gebruik dit so. Moenie die aandene in die oggend doen of die oggendene in die aand doen nie, want dit gaan jou hele
equilibrium onder sy bo gooi. Jy gaan krag hê in die aand en jy gaan moeg wees in die dag. Net gou vinnig so tyrosien. Maar gaan net vir my moet kyk of penicillin, want ek kan Nee, daar is nie penicillin nie, daar is nie chemikalies in nie. Dit is natuurlike produkte hierdie. So die tyrosien gaan jou help om die onttrekkingssimptome weg te kry. Die kopseer, die sweetdragheid, die geïrriteerdheid. Dit gaan dit nie wegvat nie. Dit gaan jou help om daarmee te cope. So dit vat net die skerp randjie af. Dis hoe hulle lyk daar. Julle sal sien hulle kan almal al hierdie goede kan hulle koop in Dis-Chem of Clicks en dit is nogal redelik goedkoop want dit is nie ja, so enige plek, dit is goedkoop. Dan sal multivitamines en die kalsium en magnesium en moenie gaan kyk na by die apteek en sê hierdie ene het 3000 mg Vitamiene C. Dit help nie vir daai groot volumes nie. Jou liggaam kan net soveel vitamines en minerale opneem. So hierdie is goed genoeg, die wat ons vir julle gaan gee. Die multivitamines, hulle lyk so dit gaan jou net so 'n bietjie krag hierdie dag gee. As jy moeg is van omdat jy nou nie genoeg gerook het nie, dan gaan jy 'n bietjie krag gee. Die kalsium en magnesium, dit gaan jou daai boost gee net om deur die dag te kom. Dit gaan nie maak dat jy nie meer wil rook nie. Dit maak dit net 'n bietjie makliker. Dan rescue tablette. Hierdie is definitief 'n aandene. Hy gaan jou rustig maak. Dis nie 'n slaappil nie. Hy gaan jou net rustig maak. Daai wat jy lê en wakker dink en ja, miskien moet ek net een sigaret gaan. Hy gaan dit net 'n bietjie makliker maak. En dan die Vitamiene B12 kompleks. As jy hulle gewone mense hier by voor die winter begin, dan gaan almal vir B12 kompleks inspuitings. Dit gee jou immuunstelsel daai boost om deur die winter te gaan sonder om siek te word. Al wat jy gaan doen is jy gaan jou liggaam net help gesond word. Dis hoe hy lyk daai en jy kan sien nou Dis-Chem, dis eintlik baie goedkoop om hierdie goed te koop, goedkoper as energy drinks. Nou onthou 6 tot 8 glase water, kry jou liggaam geflush en hidreer jou liggaam. Kry genoeg slaap, doen iets anderste, 'n stokperdjie, loop, 'n bietjie draf, wat ook al, eet gesond, wag vir daai 5 minute. Craving hou net 3 minute, wag vir 5 minute en dan gaan jy eers weer 'n craving oor 'n uur of so kry. So wag net daai 5 minute. Vermy stres, ligte oefeninge het ons nie gym membership of gewigte of machinery nodig nie. Dit is staan en draf op die pad, doen star jumps, wat ook al dit is, push-ups, sit-ups, ligte oefeninge en dink positief. Is julle gereed? ja. Om gereed. Vanaand is julle 10-1 in die ouetjie met die rooi broek. Want daar aan die ander kant is sigaret rook en hy's baie groter, baie meer gewig, baie sterker, baie meer ondervinding en ons weet nie hoe ons hom gaan wen nie. Maar as julle by daai besluit staan, môre gaan julle begin daai rooi broekie begin swart word. Woensdag gaan dit amper julle swart broek en teen Vrydag gaan julle sê weet jy wat, sigaret rook is hierdie klein ouetjie hier voor my. Hy staan nie 'n kans nie. Gaan huis toe, gaan slaap, kry rus, kry water. Kom môre aan terug. Moenie sê ek het al hierdie goed, ek het al opgehou rook, ek het al hierdie goed gehoor. Dieselfde inligting. Kom môre aan terug, laat ons julle ondersteun. Geef julle nog 'n bietjie inligting. As daar nog iemand is wat wil ophou rook, bring hulle saam. Kom ons bid saam. Ons magtige Hemelse Vader, Here, dankie vir hierdie aand. Here, dankie vir die inligting wat ons nou met mekaar kon gedeel het en Here, wees saam met ons in hierdie aand. Here, ons weet die duiwel is glad nie gelukkig met wat hier binne gesê word, met besluite wat hier binne gemaak word nie, Here, en hy gaan graag wil aanval. Maar ek bid, Here, dat jy asseblief 'n laar van engele om hierdie mense sal opstal, Here, dat jy hulle sal versterk, dat as hulle daai besluit gemaak het om verby hierdie sigaretrook te kom, dat hulle by dit sal staan, Here, dat jy hulle sal sterk hou en dat ons aan die einde van die week gesonde mense kan in die wêreld weer terugstuur en dan so ook ander mense te kan bekragtig. Sien ons in die aand verder, Here, ons is bly veilig en as dit wil is, bring ons môre aand weer so by mekaar saam. Bid ons in Jesus naam. Amen. Right, daai sigarette van Tannie, sal julle vir ons 'n foto kom neem? Ek sal vir julle later sê hoekom neem ons 'n foto. Bring dan die sigarette self, want nou is dit klaar, jy kan
Ek wil eintlik, dit sal goed gewees as ek 'n boksie gehad het, maar ja, tannie moet dit sommer hier in my hand kom sit. Van die pakkie, hy sal beter werk. Ag, net soos hy gaan. So daar, so kyk vir die kamera, dan moet dan vir die kamera kyk want dan jy maak 'n besluit hierson. Nou sê. Dankie. Ek sal vir julle môre wys. Nou sê, dankie.